Liewe broers en susters, jong mense en kinders, soos reeds genoem, ons vind onsself aan die einde van 2025 en die laaste Sondag van die jaar, die Sondag na Kersfees. En vandag staan ons graag stil by die rol wat Josef speel in die vroeë dae van die kindjie Jesus se lewe. Maar ook hoe Josef na vore kom as 'n gelowige. Reeds in ons geleesde teksgedeelte sien ons hoe Josef daadwerklik 'n leidende rol speel, terwyl Maria sekerlik nog weerloos en broos is na sy geboorte geskenk het aan die kindjie Jesus. So dikwels lees ons die teks en ons dink sy moet net dadelik opspring en saam stap na Egipte, maar dink jy in met daardie seer voete, hoe ver lê die reis na Egipte, na sy hom net 'n kind gebaar het. Dit ver dat Josef 'n leidende rol speel, dat Josef na vore kom, dat hy opstaan vir die kindjie en die kindjie se moeder. Soos die engel reeds aan hom verklaar het dat Maria kindjie sal baar en baie belangrik, en hy hom Immanuel moet noem, wat beteken God met ons. Want jy sien, dit is belangrik dat Josef hierdie kindjie aanneem, wetlik, geregtelik, as sy kind. Want dit is die vader se plig in die antieke tyd om die kindjie aan te neem. Dan 'n tweede keer in vers 13 verskyn die engel aan hom en beveel hom om op te staan en die ma en die kindjie na Egipte toe te vat. 'n derde keer verskyn die engel aan hom dat hy vanaf Egipte weer terug moet keer na die land van Israel. 'n laaste keer ontvang hy 'n goddelike waarskuwing om na die streke van Galilea te keer, na Nasaret. Nou ons weet, soos die vraag gestel word, wat goed kan in Nasaret kom? So 'n klein plekkie was Nasaret. So onbeduidende plekkie was Nasaret. Juist is dit Nasaret na wie Josef toe moet terugkeer. Keer op keer sien ons hoe Josef moet opstaan, die kindjie neem en na 'n ander plek toe gaan. Keer op keer sien ons hoe die engel aan Josef verskyn en 'n opdrag aan hom skenk. En keer op keer sien ons hoe Josef reageer. Josef het gedoen soos die engel van die Here hom beveel het. Josef het opgestaan en die kindjie en sy moeder geneem. Keer op keer sien ons hierdie herhaling dat Josef het opgestaan en die kindjie geneem na Egipte, terug na Israel, na die streke van Galilea, na Nasaret. Broers en susters, Josef se lewe word radikaal verander deur hierdie kindjie Jesus wat gebore word. Josef se lewe neem amper 'n pause in. Hy kan nie aangaan met die dinge wat hy wou doen nie. Hy kon nie aangaan met wat hy nog voor in dag gehad het. Wanneer die kindjie gebore word, moet hy stop en moet hy nou gehoorsaam wees aan die Here. En wat die Here van hom verlang, sodat hierdie kindjie kan oorleef. Ek wonder, in die tydste waar ons lewe vandag, kan mens op vra, sou dit nie makliker wees vir Josef om seep te gaan koop nie, om melk te gaan koop het nie, om te sê, nee Maria, ek moet nou regtig die tyd verdien. Laat vaar hier, jy en jou kindjie, julle is op julle eie genade. Sy lewe word radikaal verander en ons kan die vraag afvra, hoeveel mans sou bereid wees om op te staan in die wyse wat Josef opstaan vir Maria en hierdie kindjie Jesus. Hy staan op. Again and again he arises and comes to the party. He steps up so that this child may survive the onslaught in and around him. That this child may survive the circumstances in their immediate vicinity. En ook, ons weet, Maria het swanger geraak terwyl hulle nog verloof was. So dit as ons kyk na 'n kindjie buite-egtelik. Ons hoef nie net terug te kyk na die antieke tyd nie. Ons weet die skande wat gepaard gaan met 'n kindjie wat buite-egtelik gebore word. Die stories wat
gehoorsaam aan God se plan om die oorlewing van hierdie kindjie wie genoem sal word, verlos, wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vrede vors. Josef neem inisiatief en hy wy hom toe aan die lewe van hierdie kindjie. Broers en susters, liefde is meer as net 'n gevoel. Liefde is om jouself heel hartig toe te wy soms aan die lewe van 'n kind. Liefde is soms om jou heel hartig toe te wy en opofferings te maak sodat 'n kind kan oorleef. Dit is nie noodwendig net jou eie kind nie. Dit is om 'n kind in die gemeenskap in dieselfde wyse aan te neem en te sê, staan nader. Jy sal oorleef. Te midde wat om jou aangaan. Te midde wat mense self van jou sê, ek staan in, soos 'n Josef. Want die sien geliefdes, dit is nie net sommer so dat Josef opstaan en instaan vir hierdie kindjie en sy moeder nie. Reeds in Matteus 1 vers 19 word Josef beskryf as 'n regverdige man, a righteous man. The NIV translation reads that he was faithful to the law. As a first century law-abiding Jew, this would have meant that he was a man of principle, but also a man who sought to live in alignment with the will of God. He was indeed a God-fearing man who sought to live righteously according to the law. It is his relationship with God, his relationship with the Lord, his knowledge of the Lord and the law that enables him to discern and respond to the messages of the angel. It is his relationship with the Lord, with God, that enables him to respond to the circumstances in and around him, in his nearest vicinity, to know what is best at that moment for Mary and the little born Jesus. Broers en susters, sy verhouding met die Here stel hom in staat om te reageer op die boodskap van die engel. Dis die verhouding met die Here wat hom in staat stel om die gevare om hom raak te sien en inisiatief te neem en aksie te neem en oor te gaan tot dade sodat hierdie kindjie kan oorleef. Dit is inderdaad geloofskeuses wat hy maak om by Maria te staan. Sou hy nie 'n bestaande en egte verhouding met die Here gehad het nie, sou hy sekerlik die Hasepad gevat het. Sou hy nie 'n bestaande verhouding met die Here gehad het nie, sou hy nie reeds 'n regverdige man gewees het nie, sou hy sekerlik ook weggestaan het en gesê, hierdie taak is te groot vir my. Broers en susters, dit is 'n verhouding met die Here wat jou in staat stel om die groot taak, die berg wat voor jou staan, af te bring, want die Here aan wie jy staan is groter as die berg wat voor jou is. Dit is 'n verhouding met die Here wat hom in staat stel om na Egipte toe te gaan. En ons weet, die Egiptenare was vreemdelinge. Ons weet die geskiedenis wat is in Egipte. Ons weet die gevaar wat is in Egipte. Ons het gehoor van die gevaar van Herodes. Dit is sy verhouding met die Here wat hom juis beskerm en wat hom in staat stel om ook sy familie te beskerm. As ons verhouding, soos die Sondagskool sal sing, ons bou nie ons huisie op die sand nie. Ons bou ons huisie op die rots. Want as ons huisie gebou is op die sand, dan gaan ons juist strekel en val vir die omstandighede wat om ons aangaan. As ons huisie gebou is op die sand, gaan ons juist paniekerig raak, vreesbevange raak en oorgaan tot aksies wat nie van die Here afkom nie. Van ons soek kortsigtige oplossings vir probleme wat dieper strek. It's his relationship with the Lord, his faithfulness and obedience to God's will that enables him to make bold decisions that leads to his family's survival and indeed the Messiah's survival. He is a father who steps up, but is also a faithful servant of the Lord.
Broers en susters, in hierdie maand, ek dink is nou amptelike maand in die bediening. In ons gemeente is daar voorbeelde van vaders die juis instaan. In our congregation, there are examples of men, of fathers, who shows the alternative, who shows what it is to love, who shows what it is to commit, who shows what it is to step up, not only for their own children, but for the children of this congregation and the community. It is important, it's deeply important that we foreground these stories and examples of fathers who step up. Want so maklik lees ons oor Josef se rol. En ek myself, ek hou baie van Maria se loflied. Ek hou baie van Maria se storie. Maar dit is ook belangrik dat ons lig skyn op die rol wat Josef speel. Dit is belangrik dat ons lig skyn op die rol wat ons vaders en vaderfigure in ons gemeenskappe speel, wie juis ons kinders wil help en uitbring uit hulle omstandighede. Dit is belangrik dat ons lig skyn daarop want hulle staan nie in diens van onsself nie, maar staan in diens van God. Dearly beloved, dear new church council members, as we embark on a new year, may we ensure that our relationship with the Lord remains central to everything we do. That our relationship with the Lord serves as the guiding light in everything that we do. In our church, that it is our relationship with the Lord that will guide us into the new year. En dan, nee, ek gaan met die nuwe jaar begin. Nie van, as ek nuwe jaar begin, dan gaan ek maar kyk om my Bybel te lees. Of, as die nuwe jaar begin, dan gaan ek die draftekens uittrek. Broers en susters, begin nou reeds. Begin nou reeds, want as jy nou in die ritme inkom, dan vat jy dit saam met jou in die nuwe jaar in. Moet nie wag tot dan nie. Want dit is baie mooi en dit is baie belangrik om af te slaan dat Josef het nie 'n regverdige man geword toe die kind Jesus gebore is nie. Ons wil ons dikwels sê ons altyd onder ons vriende, as die regte vrou op sy pad kom, dan gaan die dalk verander. Die gelach sê vir my is waar. As die kindjie gebore word, dan sal hy sy streke dalk verander. Of, hulle daai jare gestoei en beklei, maar hulle het nog die stap geneem om te trou, so dinge gaan nou verander. Broers en susters, Maria en Josef was nog ongetroud, hulle was verloof. Josef ontvang hierdie boodskap dat Maria kindjie sal baar deur die Heilige Gees. Wat dink hy in daardie oomblik? Maar vanweë die feit dat hy reeds 'n regverdige man was met 'n verhouding met die Here, kon hy onderskei dat dit van die Here afkom. We cannot start in the new year. We cannot start once this or that happens. We cannot start once I get the promotion, then I will give attention to my family. Then I will have more time for my family. We have to start now already. Before the baby Jesus is born already, Joseph was already a righteous man. That's why he could take initiative. It calls out to us every day to bring ourselves wholeheartedly to the Lord and say, let your will be done. Let your will be done through my life. En nie wag tot die nuwe jaar begin, maar begin nou reeds. Begin nou al reeds. Met die storie van Josef leer ons dat ons reeds vandag kan begin. En as ons reeds begin, kan ons reeds vandag voortbou op wat ons begin het. Want dit is soms makliker om te begin as dit is om konstant te bly en toegewyd te bly en aan te hou. So broers en susters, in die woorde van Romeine 12 vers 12, moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig. En ek wil byvoeg, wees altyd ywerig. Dien die Here, verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, want verdrukking gaan ook kom, maar volhard in gebed. Liewe nuwe kerkraadslede en kerkraadslede wie reeds hier sit,
al gaan jy ook rus in Februarie, moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here, verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Broers en susters, as ons nog nie begin het nie, laat ons vandag begin. Glory to God. Amen.